Here, daar is ons geen naam meer kosbaar as U naam, Jesus. Here, ons vind ons vrede in U, Jesus. Ons vind ons veilige vesting in U, Jesus. U is vir ons 'n sterk toring. Sterk toring, 'n veilige vesting is U vir ons. Jesus. Deur U naam is daar vir ons lewe. Deur U is daar vir ons lewe. En 'n lewe in vol. U het gekom om 'n lewe en 'n lewe in vol te gee. Dankie vir 'n vol lewe. Ek spreek oor een en elkeen hier 'n lewe en 'n lewe in vol in Jesus naam. En ek spreek 'n lewe en 'n lewe in vol oor elke persoon in Wellington. 'n Plek vol lewe. Plek waar U naam op elke persoon se lippe is, die koning van konings, Jesus. Jesus. You are the goal, you are the prize, Lord. Here, ons hardloop vir U, ons soek U, ons doen alles vir U. U is vir ons kosbaar. Dit gaan alles oor U. In Jesus naam. Amen. Amen en amen. Ons julle kan sit, ek gaan in die lig aan sit, dat ek kan sien. Ek het nie my wortels geëet as kind nie. Daar is 'n interessante ding wat ek gelees het nou die dag. Gaan fact check dit en dan kan julle vir my sê of ek verkeerd was. Maar ek lees nou die dag 'n ding wat hulle sê dat een van die grootste propagandas is hierdie hele ding dat wortels jou beter laat sien. Klink my dit kom van ek dink is die Britte het radar tegnologie ontdek wat hulle die Duitsers se vliegtye begin optel het. En toe probeer hulle dit wegsteek dat hulle nuwe tegnologie het want die Duitsers kan nie verstaan hoe hulle die vliegtye so vinnig sien nie. Hulle release toe in 'n news outlet dis omdat ons leniers eet wortels. En wortels help hulle beter om te sien en ek is soos wel as dit die geval was het hulle so bly goed gedoen dat elke ma dit vandag nog vir haar kind sê. Eet jou wortels sodat jy mooi kan sien. Nee, ek onthou toe Larissa, ek gaan nou by die preek kom, maar hierdie is goeie stories, okay? Ek onthou toe Larissa swanger is, maar sy is nie lank swanger gewees met Joshua nie. Dis nou al, maar dis nou al so dat almal nou al weet. En op daardie het ek 'n kantoor gedeel met van ons skaappersoneel, John en Harold en Hans, JC se pa, ja, nou, maar hy het baie keer soggens dan as jy daar inkom jy groeneer dan is hy en John besig om te gesels. Hulle is so. Hulle as jy by hulle in is jy in daai kampus het ek al agtergekom, daai twee. En hulle het byname vir almal. En toe nou kyk hulle my so vreemd aan. Ek is soos ja, hulle sê is daar iets wat jy vir ons wil vertel? Ek is soos nee regtig nie. Hulle sê nou maar wat gaan daar op jou lesenaar aan? Toe ek die vorige dag, jy is nou opgewonde, jy gaan 'n pa word. Toe gaan Google ek soos wat moet Larissa eet wat nou help vir die ontwikkeling van die baba. So nou staan daar aan die een kant nou soos like so 'n groentelys en jou proteïene, maar aan die ander kant staan brein, oë, ingewande. So nou lyk dit soos hierdie verskriklike inkopieslys van aan die een kant is normaal, maar aan die ander kant is sonder konteks. Hoekom het jy soos 'n klomp soos liggaamsdele hierso? Dis ek soos nee. Wees rustig. Hierdie kom by mekaar. Dis nie afsonderlik nie, maar ek sal daai oggend nooit vergeet nie. Hulle is iets wat jy vir ons wil vertel. Nee, nie regtig nie. Maar nou ja. So vanaand se preek, dit gaan nie lank wees nie, maar dit is 'n baie belangrike konsep en 'n baie belangrike gedagte wanneer dit kom by en dit is eintlik ter opleiding ook van profetiese wat nou opkom. Want die profetiese kursus is goed. Profetiese woord is amazing. Maar jou profetiese woord, jou roeping moet nooit kom voor en bo God nie. Ons jaag altyd
die God van die belofte na. En dis hoekom die preek se titel is ook God van die belofte. En nie net die belofte nie. Want ons kan ons dikwels self so op 'n plek kry wat ons so vaskyk in die belofte wat God vir ons gee. So, hoe gaan ek die belofte maak werk? Hoe gaan ek daar uitkom? Ons begin en ons bedink die stappe hoe ons dit moet doen en ons begin soek hom nie en ons gaan amper oor in werke hoe om hierdie belofte te bewerkstellig, 'n waarheid te maak. En ek wil vir jou sê party van God se beloftes gaan lank vat. Daar's nie altyd 'n time frame op dit nie. En dit is geloof om aan te hou stap met die belofte voor jou. Abraham, ek gaan later bietjie ook na hom praat. Sy belofte was 'n nasie soveel soos die sterre. Hoeveel kinders het hy gehad? Wel 2 wat by Ismael ook gehad, maar 1 wat die belofte was. Hy self het nie 'n hengse klomp kinders gehad nie. Maar die belofte het waar geword want uit hom uit het die Jode ontstaan. So God se belofte het waar geword. En ons moet dit altyd in gedagte hou dat die belofte lyk nie altyd presies soos wat ons gedink het dit gaan lyk nie, maar hy is getrou en as hy iets gesê het, dit gaan gebeur. En ek gaan nou vir jou vertel hoekom ek sê dit lyk nie altyd soos wat jy dink dit gaan lyk nie en dan is dit belangrik om hom te soek en nie die belofte nie. Want daar's baie mense wat baie langer gewag het vir hulle belofte as ek en daar's nou nog waarvoor ons wag, maar ek kan 'n bietjie deel van waar ons moes vashou aan ek en Larissa aan die God wat die belofte gegee het en nie die belofte nie, want die belofte het 'n rukkie gevat voor dit waar geword en dit lyk anders. Dit lyk anders. Dit lyk nie soos wat ek gedink het dit gaan lyk nie. Maar ek wil begin by Jeremia. Jeremia 4 tot vers 8. Een van vers 4 tot 8. Die woord van die Here het dan tot my gekom en gesê: Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe het ek gesê: Ag, Here, Here, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê: Moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Nou daai klink goed. Daai klink dit gaan goed gaan met Jeremia. Dit gaan goed gaan met Jeremia in sy bediening. Die Here gaan hom red. Moenie bevrees wees nie. Hierdie ou gaan 'n amazing bediening hê. Kom ons lees in vers 17 tot 19. Sê die Here vir hom: Jy dan omgord jou heupe en maak jou klaar en sê aan hulle alles wat ek jou beveel. Wees nie vir hulle verskrik nie, dat ek jou nie vir hulle laat skrik nie. Want kyk, ek maak jou vandag 'n versterkte stad en 'n ysterpilaar en kopermure teen die hele land. Teen die konings van Judea, teen sy vorste, teen sy priesters en teen die volk van die land. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek die Here, om jou uit te red. Nou, Jeremia, baie min mense doen Jeremia. Ek kan nie vra nie of jy hand op te steekie. Dalk het jy al Jeremia baie deurgelees. Jeremia is 'n moeilike boek om deur te werk. Dit is 'n baie nie 'n depressiewe boek nie, maar dit is 'n hartseer boek. As jy deur Jeremia werk. Ek het die voorreg gehad om dit aan te bied. Want as jy hier lees, dan dink ek Jeremia gaan 'n amazing bediening hê. Die Here is met hom. Hy's 'n ysterpilaar. Hy gaan alles regkry wat die Here vir hom sê. En as jy deur Jeremia se bediening gaan, alles wat hy die mense voor gewaarsku het om terug te draai na God toe, het gebeur. Sy ministry kan amper gesien word as 'n mislukking in mense oor. Die woord van die Here kan lyk asof dit nie tot vervulling gekom het in Jeremia nie. Want hy sal hom sterk maak, hy gaan tog alles regkry wat die Here vir hom sit, maar Jeremia was gehoorsaam aan die woord wat God gegee het. Die uitspeel daarvan het net nie altyd
gelyk soos wat ek dink hy gedink het nie. Want Jeremia vind hom in 'n tydperk waar die volk van God so afvallig van hom is, waar hulle ander gode begin dien het. So jy moet verstaan, Jeremia stap na sy mense toe vir wie hy lief is, en hy sê, die Here gaan julle afbreek. Hy gaan julle weer bou, maar as julle nie terugdraai na hom toe nie, gaan hy julle verwyder. Hy gaan die nasies om julle teen julle draai, as julle nie terugkeer na hom nie. En hulle het nie sy waarskuwing veel van gemaak nie, hulle het nie geluister nie. Is dit Jeremia se skuld? Hulle nie, ek dink nie so nie, ek dink Jeremia het gedoen wat hy moes doen. Inteendeel, daar was 'n tydperk wat hulle nie van Elia gehou het nie, want Elia sê toe later vir hulle nie, mag gee net oor. Soos doen wat hulle sê, moenie beklei nie, soos hierdie gaan vir ons beter uitwerk as ons net saam met hulle gaan. Hulle soos, wat is treason in Afrikaans? Ek weet nie eers nie. Verraad, dis verraad. Hy stem dan nou saam met die teenoorgestelde party en hy sê nee, die Here het gesê, soos ek dink julle moet regtig net oorgee. Julle het nou in elk geval tot die nonse aangejaag. Geen nou maar net hierdie laaste stukkie ook oor. So Jeremia het hierdie amazing woord, maar sy fokus was altyd God. En ek dink dit is hoekom hy kon uitgaan met wat hy gedoen het. En ek dink dit was vir hom sleg. Ek dink dit was regtig vir Jeremia sleg om die goed te profeteer oor sy volk vir wie hy so lief is. Ek wil nie daai goed vir mense, ek wil nie vir mense profeteer wat hy geprofeteer het. Hoe die Here die vallei gaan vul met hulle liggame as gevolg van die afgodery, hoe hulle kinders vir die afgode geoffer het. Want dis die tipe goed wat hy geprofeteer het hulle. Ek weet dit is 'n moeilike boodskap, maar hy het dit gedoen en hy was getrou aan God gewees. En ek sê vir jou, Jeremia het 'n goeie bediening gehad, 'n goeie ministry gehad, want sover as wat ek kan sien, was hy getrou in alles wat hy gedoen het. Dit was nie glamorous nie, was nie soos ons gedink het nie, maar dit was goed. En ek sê vir jou, hy het ewigheidsperspektief, ek het vanoggend daaroor gepraat, kort rukkie hier, wat ek dink hy het 'n goeie beloning gekry, toe hy in die hemel aangekom het. En ons rede hoekom ek hou regtig van die boek van Jeremia eintlik, dit is eintlik 'n baie nice boek. Maar ons rede hoekom ek ook eintlik na Jeremia toe kom, want as jy vir baie mense vra, o Jeremia, hulle gunsteling versie, dan kan hierdie dalk moontlik opkom, Jeremia 29. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, omdat julle 'n hoopvolle toekoms en ek gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal julle deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies. En uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, spreek die Here, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. So, wie het al daai stukkie aangelees? En ek het nie net gestop by, ek weet die planne wat ek vir jou het, planne van hoop, 'n hoopvolle toekoms. Ons almal ken daai en dis great en dis mooi en dit is so. Die Here het vir jou dit. Maar weer eens, die konteks van die Bybel is verskriklik belangrik. Want Jeremia skryf hier, vir wie skryf hy hierso? Hy skryf vir 'n groep Jode wat in Babylon in ballingskap is. Hulle is weggevoer. Hulle is gevangene geneem, van hulle huise af weggevat, van hulle bestaan af weggevat en gesê nou bly julle hier. Hy skryf dit vir hulle. Hulle lewe nie in daai oomblik in 'n hoopvolle toekoms nie. Daar is dit so, dis is dit wat hulle om hulle sien en ervaar tot nou toe was nie dit nie. Dis nie 'n groep wat dit gaan nou tans goed met hulle nie. En hulle het hulle weggevoer. Die Here. Kyk in die teks, die Here het hulle weggevoer in ballingskap. Hoe kan jy dit sê, Hendrik? Wel, hulle was ongehoorsaam en toe gebruik hy die Babiloniërs om hulle weg te voer. Maar God se karakter, julle is so mooi as jy Jeremia mooi lees, baie mooi lees. Want yes, hy het hulle weggevoer, maar gaan hulle terugbring. Maar wanneer sal ek julle terugbring? Vergeweef my daai teksvers op. Want ek wil vir julle die sleutel gee vandag. Volgende vers. Nog enetjie?
Hier begin dit. Die sleutel tot 'n hoopvolle toekoms, die sleutel tot jou belofte wanneer dit voel hy vat lank, is hierdie sleutel. Dan sal julle my God aanroep en heen gaan en tot my bid. Sien, hy is nie besig om van die planne hier te praat nie. Hy sê jy sal die planne bestudeer, jy sal die planne aanvra, jy sal die planne mediteer op en die planne soek nie. Jy sal soek my. En ek sal na jou luister. Ek gaan die plan vir jou gee nie, ek sal vir jou luister. Louis Giglio het eendag so mooi gesê. Hy sê ek weet nie of dit so goeie nuus is nie, maar jy weet daar's 'n baie groot kans dat hy nooit regtig die volle plan vir jou gaan gee nie. Hy gaan ook vir jou stukkies gee, maar hy gaan nie altyd vir ons die volle plan gee nie. Wees net gehoorsaam in wat hy nou vir jou weet. Dit het my soveel vrede gegee, wat dit eintlik sê. En julle sal my planne soek. My soek. En vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind. Nie die planne nie, my, spreek die Here. En julle tot lot verander en julle versamel uit al die nasies. En uit al die plekke waarheen ek julle verdryf het, spreek die Here, en ek sal julle terugbring, ons hoop, ek gaan julle terugbring, van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. So die sleutel is om altyd, yes, profetiese woord is great, en ons glo daarin, my lewe het verander, geloof my, as gevolg van profetiese woord wat ek al gekry het, en nog steeds. Daar's 'n beweegkerk Wellington vandag as gevolg van 'n profetiese woord, maar ek mediteer nie regtig soveel op die plan, soos wat ek mediteer op hom wat die plan gegee het nie. Profetiese skool, ons het destyds profetiese skool genoem, dis nou leer ken sy stem. Profetiese skool, dink ek, het baie mense so, profeet, net profete, nee, dis net jou kind wat sy pa se stem hoor. En aan die einde van die heel eerste keer wat ek gedoen, ek het nou daai kursus baie gedoen, oh my word, maar dis goed, want nou voel ek am semi-gemaklik om dit aan te bied, semi, ek dink ek gaan ooit gemaklik voel nie, die heel laaste aand, toe profeteer Jason nog oor my, en hy sê, hy sien voltydse bediening, en daai oomblik het ek al met die gedagte in my hart begin broeg, soos nou so, 4-5 maande gered, landopmeting geswat, landmeter, ek weet nie of julle al gesien het nie, hierdie ouens wat met die kameraatjies langs die pad staan, nie die speedkops nie, hulle dan, daar loop 'n ander ou met 'n stok rond, en dan meet hulle nou die pad op, elke keer by een of ander konstruksiesite sal jy baie van hulle sien, so ek het dit geswat by CPUT, en net omdat ek nie geweet het wat anders ek wil doen om daai tyd van my lewe nie, so ek sê, dit lyk ek gaan buite werk, so kom ek doen dit. Ek spot nou oor die speedkops, wat ons wel baie gedoen het, as ons teen die pad gewerk het. As ons sien 'n ou ry kom baie vinnig van voor af, dan het jy baie vinnig agter jou kameraatjie ingespring, en hom gemaak so af, en dit het gewerk, die ouens het baie vinnig afgeslek. So ons het baie sports gehad. Dit was nie net sleg nie. Maar ek was besig om te swat vir dit, ek het nog 2,5 jaar oor gehad op daai oomblik, en ek kry die woord, voltydse bediening, maar en hou op tyd mors. Net dit. Okay, en ek is soos, okay. Frank nooi my toe, want Frank het bygestaan tot ek die woord kry. En ek dink Frank het so uitgeweet as jy so 'n woord gee, dis nou sy skaap. Ja, Frank moet dit nou herder. En toe Frank nooi my vir ete toe daai volgende Woensdag. Hy sê kom eet by my en dan praat ons nou oor hierdie profetiese woord. Daai hele aand gaan verby en hy noem nie een keer daai profetiese woord nie. Nee. Ek is soos ek verwag, Frank gaan nou vir my sê, Driekoe, hy gaan vir my sê, los jou werk, jy het nou gehoor, jy moet jou werk los, jy gaan nou vir die kerk kom werk, want die hoofpastoor het nou gesê, jy moet voltydsbediening doen, jy gaan begin die teologie swat, en jy gaan by die kerk kom werk, hy gaan nou die plan vir my so uiteensit. Dis die verwagting waarmee ek gegaan het. Eet, ek was nou in mynkors, nagereg, nog niksie. Toe hulle koffie maak, toe sê Frank, toe vra hy vir my, so, wat gaan jy doen? Hy het so smile gehad. So, wat gaan jy doen? Ek sê, wow. Jy moet vir my sê wat ek moet doen met hierdie. Ek weet nie wat om te doen met hierdie nie. En hy leer vir my baie, wat ek nooit tot vandag toe sal vergeet, en ek gaan 10-10-1 weer deel, wanneer ons leer ken sy stem doen. Baie belangrike aspek, wanneer dit kom by profetiese woord, is jy neem die keuse. Jy reageer op die profetiese woord.
as dit nie uitwerk soos wat jy dink nie, dan is dit nie maar daai ou het so gesê nie. Verantwoordelikheid van enige profetiese woord wat jy ontvang, lê op jou. Jy gaan toets dit en jy gaan weeg dit. En as jy daai tree gevat het, jy het gekies. Jy het gekies om te reageer op dit. En ek sal dit nooit vergeet nie. Maar nou het hy nog vir my gesê wat om te doen nie. Ek los my werk. Ek gaan na Jimmy en ek sê Jimmy het die stem van die Here gehoor. Ek onthou ek vra vir hom een keer, eers Jimmy, ek kom 'n uitreik op. Iemand het gesê ek sou nie eers op hierdie uitreik gegaan het julle. Ek beloof. Ek sou die eerste een doen en dan sou ek die laaste een van die jaar gedoen. Daar was 3 Malawi uitreike daai jaar gewees. Ek sou nie die middelste een gedoen het nie want dit was wel nou is dit 3 keer en meer, maar dit is nog steeds baie geld. En toe kom 'n oom na my toe, oom Chris. Ek dink jy sal nog vir oom Chris onthou. Oom Chris sê Afrika roep jy. Ek is soos dankie oom. Ek weet net nie lekker hoe dit gaan uitspeel nie, maar okay. Oom sê Afrika roep, so kom ons gaan toets dit nou. En ek gaan na die meetings toe. Maar nou is die vraag in my hart, gaan Jimmy my regtig nou in 3 maande se tyd weer toelaat om vir 2 weke weg te gaan, want ek so op die reispan gewees het. So dis 2 weke wat jy nie by die werk is nie, wat ek nou al klaar 2 weke weg was en ek wil weer 2 weke aan die einde van die jaar weg wees. En ons kom hier Vrydag by die huis en ek is soos nee, ek antisipeer Jimmy gaan vir my nee sê. Ek gaan nie eers vir hom vra nie. En toe ek alles weggepak het uit die bakkie uit en ek sien hy's nog by die kantoor, ek sê weet jy wat, ek gaan nou ongehoorsaam wees as ek nie ten minste gaan vra nie. As hy mos nou nee sê, dan wat kan ek nou doen? Gaan na hom toe, ek sê Jimmy, yes man, ek onthou ek was op hierdie uitreik. Ek voel regtig die Here roep my om op hierdie volgende een te gaan. En baie mooi sê hy vir my, ek kan nie. Ons is in silly season. Dit is net, dis crazy by die werk, ons het all hands on deck nodig. Ek wil graag, maar ek kan jou regtig nie laat gaan nie. En ek is dis fyn. Ek is saam, maar jy verstaan dit. Daai volgende oggend, ons was baie vroeg op kantoor gewees het, dankie tog, dit is nie nou meer so nie. Maar daai tyd moes ek soos 6 uur op kantoor gewees het, so jy het baie vroeg jou dag begin. So ek het hiervan 4 uur, 5 uur af het ek opgestaan as ek nog stilte tyd wil ingekry het. En daai oggend moes ek 5 uur daar gewees het, so 3 uur staan ek op om my stilte tyd te doen. En ek lig my foon op en ek sien dit was 2:30, 2:30, 'n boodskap van Jimmy bring. Nou ek is okay, dis interessant, hoekom kry ek hierdie tyd van die oggend 'n boodskap van Jimmy af? En die boodskap sê hy die volgende vir my, die Here het met my kom praat en my wakker gemaak. Hy sê ek moet jou nie weerhou om te doen wat ek vir hom uitgesit het. Ag, langs die kort, ek gaan op hierdie uitreik. Ek wil julle eintlik baie bemoedig om leer ken sy stem te doen, as jy kan hoor. En ek gaan nou by die ander deel van dit uitkom om God na te jaag en nie net die profetiese woord nie. En ek gaan op die uitreik. Dis onder andere waar ek en Larissa toe nou beter kennisse geraak het op hierdie einste uitreik. Ons het as singles soontoe gegaan. Ons het na die uitreik, die Here het gesê wag tot na die uitreik, maar dis lank van Namibië af. En van Malawi af in Namibië. So verstaan jy hoe een gehoorsaamheidstree op 'n profetiese woord, 'n oom wat vir my die volgende kom sê, die Here Afrika roep jou. Net dit, Afrika roep jou. Gehoorsaamheid op daai woord het die trajectory van my lewe verskriklik geïmpak. So profetiese woord is great en dis goed. Beweeg op dit. Moenie dit nie minag nie. Maar weeg dit. Vat verantwoordelikheid vir dit. Maar onthou die God wat dit gegee het. Want tot op daai oomblik het goed baie vinnig vir my gebeur. Ek het gevoel, hierdie is amazing. Dit is seker die tempo waarop goed gaan aangaan in die bediening. Jy kry profetiese woord en dit gebeur. Toe ek my werk bedank, ek het begin swat, ek was elke dag by die kerk. Frank sê later vir my, en ek is voor hom daar gewees. En ek in my oë het ek toe by die kerk begin werk. Frank sê op 'n stuk vir my, ek sê vir my, ek is jammer ek is laat, want ek is een oggend laat. Hy sê, hoekom sê vir my jammer? Jy werk nie vir die kerkie. Dis ek heel teruggesit. Ek sê, hoe kan jy sê ek werk nie vir die kerkie? Ek is dan, dis dan wat ek doen. En so gaan dit aan, en in my kop is ek soos, my aanstelling by die kerk is sekerlik nie ver nie, en dit gaan kom, ek trou daai volgende jaar, Maart maand, my skoonpa vra, wat doen jy? Ek is soos, nee, maar ek gaan vir die kerk werk. En dit kom nie, Jacy vra op 'n stuk vir my,
Maar toe werk ek al op daai oomblik basies saam met Frank. Ek bel die besoekers om te hoor hoe was dit vir julle by die kerk gewees. Hy het my al vertrou om die kollekte te gaan bank. Dus dan ek het al uitreike saam met hom begin reël op elke uitreik gaan. Ek was parelstaaf gewees op daai oomblik. Hy sê nog een oggend toe spot hy sê so vir hoe lank werk jy nog verniet vir die kerk? Ek lag dit toe maar so half af. Minus ek sê hoopelik jy baie lank weer nie, want ek trou amper. En vir 3 jaar het dit so aangegaan. Wat ek werk vir die kerk. En dit het baie opoffering van my vrou se kant ook afgevat. Ons het in die Parel gebly terwyl sy elke dag stad toe moes gery het sodat ek by die kerk kan wees, dat ons kan doen wat ons voel die Here ons roep voor. Ek het begin youth doen. Ek betaal vir die youth se snacks. Want ek is nie staaf nie. So dit het my baie gekos. Bediening en hierdie profetiese woord het my baie gekos. Tydgewys, finansiëel. En dit het nie gelyk soos wat ek gedink het nie. Dit was nie 2-3 maande na die profetiese woord nie. Dit was 3 jaar voor ek aangestel is by die kerk, volwaardig, 'n salaris begin verdien het. 3 jaar moes ek wag vir dit om te gebeur. Maar wat het ons staande gehou? En ek sê vir sê ons het battles gefight in daai 3 jaar. Daar was kere wat jy gesit het in daai 3 jaar, Here, het ons U gemis? Het ek U gemis? Het ek iets verkeerd gekry? Het ek ergens die verkeerde roete gevolg? En dan kry ek en Larissa net elke keer die regte pad. Kom maar volgende storm, volgende vraag en as jy sê, Here, is ons nog reg? Is ons nog reg? Want dit lyk nie soos wat ons gedink het dit gaan lyk nie, maar wat was ons fokuspunt in hierdie 3 jaar? God. Nie die belofte nie. Maar die belofte was great en ons het geglo in die woord wat ons gekry het, maar my fondasie, my vashou plek terwyl die golwe ons geslaan het, was nie die woord nie, maar die God wat die woord gegee het. Jesus Here, ons het elke keer teruggekom na hom toe. Jesus Here, dan sê dis die profetiese woord daar, praat met ons. Is daar iets wat ons anders moet doen, Here? Dus wys ons wil U inspraak kry. Wat is ons volgende tree? So, onthou om altyd die God van die profetiese en van die belofte te soek. Amen? Julle verstaan wat ek probeer kommunikeer. Great. En ons 'n paar voorbeelde wat ons dit sien, wat in die Bybel, is Abraham. God vra vir Abraham om die belofte te offer. En hy doen dit. Hoekom? Waar was sy fokus? Op God. Ons sien in Hebreërs 11, hy kon dit doen, want hy het geglo in God se karakter. Dat hy is selfs in staat om op te wek uit die dood as hy moet. Hulle stap in die berg op. Isak vra, Papa, is dit die blits? Is dit die hout? Waar is die offer? Ek dink Isak het dit gedink, wat gaan nie aan? En wat sê Abraham? Moenie bekommerd wees nie. God, fokus op God, sal self die offer voorsien. Nou daai teksvers het baie wat in hom vasgevang word, want die offer is gestuur in Jesus Christus. Dit verwys nie net na die ram wat gestuur is op daai dag nie. Dit verwys na Jesus wat gekom het. Maar ek dink daar was 'n intense dag vir ek het nou die dag vra iemand vir my, hulle het nie vanne gehad in die Bybel. Ek sê nee, ek dink nie so nie. So ek weet nie die Abraham gesin. Ek weet nie wat hulle van was nie. Die Abraham gesin. Hier moes hy sy seun offer en ek wonder baie keer hoe moes daai insident gelyk het. Soos het hy vir Isak gesê, Isak, wel, dis jy my seun. Toe 'n manier het Isak vrywilliglik gaan lê. Ek weet nie. Het hy dalk gestoei? Ek hoop nie so, en dit sou nogal sleg gewees het vir 'n pappa hart, dink ek persoonlik. Maar Abraham se fokus was op God, nie op die belofte nie. Jesus, hy het vasgehou in die belofte, hy het geglo in die belofte, maar God was vir hom baie belangrik as die belofte. En ons kan ons baie keer onsself kry waar die belofte vir ons belangriker raak. En dis wanneer ons ongeduldig raak, wanneer ons in werke oorgaan en wanneer ons ongelukkig raak as dit nie lyk soos wat ons gedink het nie. Moses is 'n ander insident. Hulle aanbid die goue kalf en God sê, gaan op julle eie in die beloofde land. Ek gaan 'n engel saam met julle stuur. Ek sal julle nog steeds in die beloofde land invat, in Eksodus 33, maar ek gaan nie saam met julle gaan nie.
ek gaan 'n engel saam met julle stuur. En Moses is nee, no way, Here. Ons bly eerder hier in hierdie woestyn, waar daar nie, wat nie oorloop van melk en honing nie, wat ten minste is u hierso. Wat 'n mooi fokus, dat vir hom het dit alles gegaan oor God. En ek wil jou regtig aanmoedig op soveel fasette vanaand. Ek wil jou honger maak vir die profetiese. Ek wil jou honger maak vir 'n profetiese woord. Maar bo dit wil ek jou honger maak om hom te soek en aan hom vas te hou en te bemoedig dat hy is goed, hy is getrou, hy bly dieselfde en as jy hom soek, sal hierdie in elk geval gebeur. Hierdie sal plaasvind. In elk geval. Paulus het die roeping gehad om die evangelie by die heidene te vat. En op 'n stuk keer die Heilige Gees om hom by 'n plek in te gaan. Dit is 'n vreemde ding as jy daaraan dink. Gaan en verkondig die evangelie. Waar gaan hy? En hy het, maar op 'n stuk sê hy vir hom, nee. Hoekom? Ons weet nie. Maar vir Paulus het dit alles gegaan oor gehoorsaamheid aan God. En hy was so erg daarop om gehoorsaam te wees aan God. Op 'n stuk wil hulle hom doodmaak. Hy kom te hoor daarvan en hy vlug in 'n mandjie by die stad se muur af. Later in Handelinge sien jy hoe hy repent en berou het dat hy bang geraak het en hy sy eie uit gevlug het. En ons dink is soos, het jy gevlug? Hulle het gekom vir jou en hy sê ek het nie 'n woord gehad om te vlug nie. En hy repent daarvoor. So erg was dit vir hom om gehoorsaam te wees aan alles wat hy doen teenoor God. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou iemand het eendag vir my die teksvers, was 'n tydperk wat ek regtig nie geweet het hoe die vorentoe lyk nie. En hy sê vir my, wat sê daai teksvers? Waar is daai lig? Jou voete. Partykeer is dit net die volgende 2 tree wat jy in elk geval kan sien. Daai is nie 'n jaglig wat daarvan praat nie. En 'n mens kry nogal spektakulêre jagligte. Julle sal nou seker weet hoe lyk dit. Jy skiet ver. Jy gaan nie altyd die plan weet hoe lyk dit daarvoor nie. En dis hoekom dit so belangrik is om nie aan die plan vas te hou meer as wat jy vashou aan hom nie. Hou vas eerder aan hom. Die belofte sal gebeur. Die belofte sal geskied. Moenie worry oor die belofte nie. Hy is ons fokuspunt. Jesus is ons fokuspunt. Hy is die standvaste rots. Hy is die hoeksteen. Hy is die fondasie, fondamente gelê vir ons. Hy. En die belofte sal gebeur. Ek wil hê moet dit hoor vanaand, want daar sit 10 van julle met beloftes. En ek wil vir julle sê hy is getrou in dit. Maar moenie ontmoedig raak met tyd nie. En moenie angstig raak dat jy hierdie belofte self moet aanwakker. Soek hom en hy sal jou hoor en jou belofte sal in werking kom. Roxie, julle kan vorentoe kom asseblief. Dan wil ek afsluit met die volgende getuienis wat ek hierdie week gehoor het. Weet al daai liedjie gehoor, I have decided to follow Jesus. As ek, julle ken hom. Het julle die storie gehoor van dit? As my geheue my nou nie verlaat nie, was dit in Indië gewees, wat 'n gesin tot bekering gekom het, Jesus aangeneem het, en die priesters kom toe te hore daarvan, en hulle vat toe die gesin, en hulle sê vir hulle, soos, julle kan nie hierdie Jesus volg nie, soos, renounce hom, so sê dat julle nie in hom glo nie, en kom terug na julle geloof, wat hulle glo baie goed, hulle het baie gehoor, tot 'n koei is by hulle God. Soos, draai weg van Jesus af nou, en hulle soos, we have decided. En hulle vat sy seentjies, maak sy seentjies reg vir hom dood, en hulle sê, en nou, julle moet wegdraai van Jesus af, julle moet terugkom. Hulle vat sy vrou, maak sy vrou dood. Julle moet terugkom. Hy sê, I have decided. Though none may follow, I have decided. Follow Jesus. Daai getuienis het my so getref, want maak nie saak hoe dit lyk, of wat om ons gebeur nie.
Hou net vas aan Jesus. Hy is goed. Hy is getrou. Kom ons staan en bid ek vir ons. Here Jesus, ons het besluit. En ons het gekies, Here, om U te volg. U het die keuse voor ons gelê omdat ons lief het, Here. U het ons vrye wil gegee omdat U ons lief het, Here, maar ons kies U keer op keer op keer. En Here, U beloftes is amazing, Here. En ons is dankbaar vir profetiese woord. Ons is dankbaar vir beloftes. Ons is dankbaar vir die amazing planne wat U het vir ons en oor ons. Ons is dankbaar daarvoor. Maar Here, Jesus, U is genoeg. U is die prys. U is ons mikpunt, U is ons lewe en ons kies, Here, om ons lewe vir U te gee, voor U neer te lê en U na te jaag. En in daai plek, Here, weet ons is al die planne, al die beloftes opgesluit en veilig by U. Ons moet net tree vir tree kyk waar die lig skyn. Tree vir tree gehoorsaam wees aan U. Nie bekommerd te wees oor die dag van môre nie, want hy het genoeg bekommernis van sy eie. U genade is genoeg vir elke dag, Here. U is genoeg vir elke dag en U krag is perfek wanneer ons swak is. Ons hoef nie sterk te wees by U nie, want U is sterk. U is God en U is genoeg. En U is 'n goeie herder vir ons. Ons het U lief, Here. Ons het U lief, Here. Dankie vir al die beloftes, Here. Maar bo dit alles, dankie dat ons U kan ken en dat U vir ons 'n weg geskep het om U te ken, nader te kan trek aan U. Here, ek dink sommer aan daai prentjie waar Johannes op die bors lê aan etenstafel. Dit is wat U vir ons geskep het, Here. Die geleentheid om naby te trek aan U en U te ken. Here, openbaar U self aan een en elke persoon hierdie week, soos wat ons U soek, soos wat ons U najaag, soos wat ons U op die fokus, Here. Bid ek dat U aan elke persoon iets nuuts, een ding nuut, sal openbaar van U. In Jesus naam. Ek wil jou regtig aanmoedig hierdie week. Gaan soek iets, vertrou hom vir iets. Skryf dit neer. Skryf dit neer. Vertrou die Here om iets te ontdek van hom wat jy nie geweet het nie. Skryf dit neer. Leer hom ken. Here, ons kies om ons lewe te gee as 'n lewendige en 'n welgevallige offer vir U. Vir U, Here. Vir U. U is dit waardig. Kom doen wat U wil en kom lei waar U wil, Here. Alles in hierdie week tot verheerliking van U naam. Here, in my gebed vir een en elke persoon hier is dat hulle U sal vind op nuwe maniere hierdie week. En mag die getuienis oor elkeen wees, daar stap 'n vriend of 'n vriendin van God. Dit is my grootste wens, een en elkeen hier. Dat oor ons geskryf sal staan of gepraat sal word, soos wat van Moses geskryf staan. Hy het met God gepraat, vriend, gesig tot gesig. Mag dit ons deel wees, Here. Dis wat ons najaag. Dis wat ons soek, Here. Ons soek U. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie baie. En daar was lig. Nou is dit dan lekker donker hier binne. Baie dankie julle dat julle gekom het vanaand, 'n tyd op sy gesit het om hier te wees.
Ek het dit geniet. Ek hoop julle ook. Dit is my lekker. En daar is koffie, ons tee, hou vir dit, as skryf vir julle, daar is cappuccino, die masjien is aan, en ja, seën vir julle, mag een en elkeen van julle regtig 'n amazing week hê, in Jesus naam, amen.